Môre julle, so vandag gaan ons begin weer om met jou kredietransaksies, hoe om 'n debiteure afslagsjoernaal te doen. Nou, net gou 'n bietjie net backup weer, dat ons net weer verduidelik wat is debiteure afslag. So debiteure is as mense by ons op skuld koop. Nou dit is gewoonlik as mense by ons op skuld gekoop het ons dit in ons debiteure joernaal ingeskryf, maar nou gebeur dit baie keer dat mense by jou goed op skuld koop, maar dan is hulle ontevrede oor die produk. So dit kan byvoorbeeld wees omdat die produk te klein is, as dit nou 'n klere is, of dis gebreek, of dis die verkeerde kleur, of dis nie presies wat hulle bestel het nie, so dan het hulle die reg om dit terug te stuur. En ook, jy gaan ook hoor van handelskorting te gee. Nou, handelskorting is as jy afslag gee as iemand vooruit betaal het of op datum betaal, dan gee hulle baie keer so net 'n bietjie afslag. So, ons is nou hier volg transaksies van Marna se markie vir Julie 2025. Marna handhaaf 'n winsopslag van 50%. Nou, die tipe besigheid wat Marna het. Marna het verkoop huishoudelike produkte. So dit is amper, as jy daaraan dink, is amper soos 'n Mr. Price Home. So sy gaan daardie tipe produkte verkoop. So, nou sê ons hierso, ons gaan nou sy debiteure afslagsjoernaal doen. So, net soos wat enigiets anders, gaan net gou vinnig vir julle wys hoe lyk die debiteure afslagsjoernaal. So, jy het natuurlik jou opskrif, gaan altyd die besigheid se naam vir watter maand en jaar, en dan gaan jy altyd jou nommer. Dan gaan ons ook onder dokument, nou onthou die brondokument van as iemand op skuld koop is kredietnota. So jy gaan net nommer, dag is op watter dag het die transaksie plaasgevind. Debiteur is wie dit teruggestuur, watter een van ons debiteure. Nou, elkeen het gewoonlik 'n nommer, so as hulle nie 'n nommer gee nie, kan jy maar net in die volgorde wat dit in jou transaksies is, vir die eerste een byvoorbeeld T1 gee, en so aan. Dan het jy jou debiteure afslag kolom, so dit is amper soos jou verkope kolom in jou debiteure joernaal. So dit is waar die afslag wat jy gaan sit, gaan jy daar inskryf, en as hulle produkte terugstuur, gaan dit in jou koste van verkope kolom. Maar as hulle net vra vir handelskorting, dis nie 'n fisiese produk wat terugkom nie, so dis hoekom gaan ons dit nie dan nie totaal skryf by koste van verkope nie, dan gaan ons net by debiteure afslag. Okay. So kom ons begin. Nou hierso sê hulle, transaksie 1 op 3 Julie, okay, kom ons begin eers dalk net met die opskrifte, amper vergeet ons daarvan, en baie keer tel jou opskrifte ten minste 1 punt, so Marna se markie vir Julie 2025, en onthou ons stel gewoonlik Julie is jou 7de maand, so dis hoekom is dit DAJ 7. Okay, nou kan ons begin. Nou sê hulle hierso. Op 3 Julie 2025 het Marna goedere verkoop aan Elsabie Jacobs vir R5.000 op skuld. Sy het handelskorting van 10% toegestaan. So met ander woorde, sy het op skuld gekoop, maar nou moet ons net daai afslag wat sy wel kry, ook net invul vir hulle. So, nou, gaan ons hierso dit so doen. So hulle sê nie vir ons wat is ons kredietnota se nommer nie, so ons gaan net, so hulle sê nie wat is die nommer nie, so jy gaan net sê 001, dag is die 3de, die debiteur is Elsabie Jacobs, maar ons gaan sommer net skryf Jacobs, en ons gaan nou D1 maak. Okay, so 10% op die R5.000, so nou gaan jy eers met uitwerk. Nou R5.000 maal 10 gedeel deur 100
En dit gaan uitwerk op R500. Ok, so sy kry R500 afslag. So by debiteerde afslag gaan jy sê R500 en jy gaan niks by jou koste van verkoop sit nie, want dis nie produk wat sy terugstuur nie, sy kry net afslag. Transaksie 2 op 7 Julie 2025 stuur Elsabie Jacobs 'n deel van die goedere terug ter waarde van R1000 voor handelskorting, omdat sy nie tevrede was met die gehalte nie. Sy het oorspronklik 10% handelskorting op die items gekry. So, nou stuur sy dit terug, maar ons moet nog 10% van hierdie R1000 afkry, want onthou, sy het van die totale bedrag van die R5000 het sy 10% afslag gekry. Nou stuur sy R1000 se produkte terug. Ons gaan nie onsself indoen deur sy gaan nie daai volle R1000 se produkte basies terugkry nie, of die geld terugkry nie. Ons het vir 10% korting klaar gegee. So, dan gaan jy dit moet uitwerk. So jy gaan eers jou handelskorting op die R10.000 moet uitwerk. En dit werk uit op R100. So R100 van daardie bedrag moet nog uitgewerk word. Ok, want dit is wat moet afgetrek word. So, ons gaan met ander woorde, haar debiteerde afslag is dan hierdie R1000 minus hierdie R100 gee vir jou R900. So, ons gaan dit van haar rekening af moet trek. So, ons gaan aan met die nommers 002, dis op die 7de, dis nog steeds Elsabie Jacobs, hy is nog steeds D1, so sy kry R900 af op haar rekening, maar nou moet ons uitwerk, hoeveel was die koste van verkoop, hoeveel het daai produkte ons gekos, maar jy gaan nie nou op die R900 nie, onthou, ons werk altyd ons kosprys uit op die volle bedrag, so, ons gaan moet op die R1000 uitwerk. Nou, as jy hierbo sien, dan sien jy die winsopslag is 50%, as jy kosprys van verkope wil uitwerk, is dit jou verkoopprys maal 100 gedeel deur 100 plus die persentasie, so 100 plus 50 gee vir my 150. Dan tik jy dit net in jou calculator in, dan werk dit vir jou uit op dit gaan, laat ek net hier kyk, dit gaan R666 wees en 67 cent. So, jy gaan nou by jou koste van verkope hierdie R666 en 67 cent skryf. Transaksie 3. Op die 5de Julie betaal Elsabie Jacobs haar skuld betyds en ontvang 'n afslag van 5% op haar uitstaande bedrag. So, nou moet ons kyk, hoeveel van hierdie R5000 het sy eintlik onthou? Ons het mos vir R500 afslag gegee. So, ons gaan eers moet uitwerk, wat is haar totale bedrag wat sy eintlik nou skuld? So, dit was oorspronklik hierdie R500, R5000, maar toe gee ons vir R500 afslag. Ok, en sy het ons hierdie R900 se produkte teruggestuur. So, in totaal skuld sy dan R3600 nog. Ok, so hulle sê, sy betaal toe die R3600, nou gewoonlik gaan dit in jou KOJ in, maar ons hoef nie nou die KOJ te doen nie. Hulle sê, ons gee vir 5% handelskorting, so ek moet 5% afslag op dit gee.
So 3600 maal 5 gedeel deur 100, want dis mos hoe ons persentasie uitwerk. Ek gee vir R180 se afslag. So, dan gaan ek dit hierso nou invul, dis 003. Dit is op die 10de, dis nog steeds Elsabie Jacobs. D1 en sy kry R180 afslag, maar onthou ons gee net vir handelskorting, sy stuur nie produkte uit terug nie, so ons los ons koste van verkoop per kolom. Jy kan net vir jouself 'n streepie trek of 'n 0 daar skryf, wat ook al vir jou die maklikste is. Dan, op die 4de transaksie, op die 15de verkoop Marna goedere aan Pieter Smit vir R3.500 op skuld. Hy kry 15% handelskorting op die aankope. So, weer eens, hy koop op skuld, maar ons gee vir hom 'n bietjie afslag. Ons wil die op skuld gaan in die debiterie joernaal wees, maar ons moet nou die afslag uitwerk. So, ons gaan nou van die R3.500 moet ons 15% uitwerk, want ons gee vir hom soveel afslag. Okay, so dit werk uit op R525. So, nou gaan ons hierso sê 004 op die 15de, dis nou 'n nuwe een Pieter Smit, so ons gaan net sê P Smit, so ons maak hom D2, en ons gee vir hom R525 afslag, weer eens, hy stuur nie produkte terug nie, ons gee net vir hom afslag, so koste van verkope bly niks. Dan, transaksie 5, op 20 Julie 2025 stuur Pieter goedere terug, ter waarde van R700 voor handelskorting, omdat dit beskadig was. Hy het oorspronklik 15% handelskorting op hierdie items ontvang. So weer eens, dit gaan presies dieselfde soos 2 wees. Ons gaan eers die nuwe bedrag, wat ons by debiteure afslag moet uitwerk. So ons gaan sê 15% van R700. So ons het vir hom daarop R105 afslag gegee. So, sy debiteure afslag eintlik, die produkte wat hy terugstuur, is hierdie R700 minus R105. Dit werk uit op R595 uit. Okay. Nou, dit is hoeveel ons van sy rekening moet aftrek, maar onthou, ons het nog steeds, ons moet uitwerk hoeveel van ons kosprys verloor ons. Onthou, ons kry nie afslag, as ons afslag gee, kry ons nie afslag van die besigheid waar ons die produkte gekoop het nie. So dis hoekom gaan jy nie daai 15% uitwerk op die 700 nie, jy moet net jou kosprys van verkope uitwerk. So jy gaan sê R700 maal 100 op 100 plus die winsopslag, en is 150. Dit werk uit op R466,67. So, nou vul ons dit net in. So is weer Pieter Smit, so dis 005 op die 20ste. P Smit. Jou debiteure afslag is 5, okay, is D2, 595. Okay. Dan gaan ons uitwerk ook dat hy sy kosprys van verkope, die produkte wat ons gekos het om daai produkte aan te koop, was R466,67. Nou gaan ons die totaal optel, want is die laaste transaksie vir die maand.
So, jy onderstreep die kolomme bo en onder, tel dan jou totale op, so werk dit uit op R2700, en jou kosprys van verkope werk uit op R1133,34. So nou het ons klaar die debiteure afslag joernaal gedoen, maar hulle kan vir jou nou vra, jy moet jou debiteure grootboek, of die algemene grootboek, ook doen. So, hier so algemene grootboek van Marna se Markie. Die eerste ding, as jy met 'n algemene grootboek skryf, eers vir jouself aan watter kant word hy meer of minder. Nou, handelsvoorraad is 'n bate. Bates word meer aan ons debietkant en minder aan ons kredietkant. Debiteure kontrole is 'n bate. Bates word meer aan ons debietkant en minder aan ons kredietkant. Debiteure afslag is 'n uitgawe. Okay, want ons het nie gebaken om vir hulle hierdie afslag te gee nie. So, ons gaan nou met ander woorde, ons afslag uitgawes word meer aan ons debietkant en minder aan ons kredietkant. Koste van verkoop is ook 'n uitgawe. Uitgawes word meer aan ons debietkant en minder aan ons kredietkant. Ok, nou moet jy vir jouself mooi vra. So, jy het nou 4 kolomme, maar soos wat jy kan sien, hierso is net debiteure, afslag en koste van verkope. Maar jy moet onthou dat koste van verkope en handelsvoorraad is altyd saam, want onthou, die koste van verkope is hoeveel hierdie handelsvoorraad ons gekos het om aan te koop. So, dis hoekom gaan jy dit vir jouself so highlight. Daarom gaan ons die totaal vat van hierdie koste van verkope en dit oorboek. Nou moet jy vir jouself mooi vra. So, hierdie handelsvoorraad wat ons terugkry, maak dit ons handelsvoorraad meer of minder? Dit gaan dit meer maak, want ons kry fisies die produk terug. So jy gaan sê 2025 Julie. Onthou, dit is 'n totaal, 'n kolom, so dis altyd die laaste dag van die maand en Julie het 31 dae. Nou by besonderhede gaan jy sê koste van verkope, want is koste van verkope se totaal. En jy gaan dan vir jouself sê, dit kom in die debiteure afslagsjoernaal en jy gaan die totaal van 1133,34. Ok, ons doen nou ook die kosprys van verkope. Nou die maklikste baie keer om te onthou, as hy hier aan die debietkant is, moet hy hier so aan die kredietkant, want is dieselfde totaal. So, ons gaan nou die koste van verkope word minder. So, ons gaan hier so sê 2025 Julie, die 31ste. Nou jy kan nie sê in koste van verkope nie. So jy gaan nou sê handelsvoorraad, want dit is half zigzag. Okay, dan sê jy DAJ. As daar plek is, sit jou 7 vir jou daarin. Gaan dit net daar sit, en dis ook daai totaal van 1133,34. Nou, in jou debiteure afslag, dit is die kolom. Maar onthou, jou debiteure afslag het te doen met jou debiteure kontrole, want dit is hoeveel die persoon in totaal skuld. Debiteure afslag is net hoeveel ons afslag gee vir hulle. So dis hoekom gaan ons weer met daardie bedrag in daai 2 rekeninge werk. So, jou debiteure kontrole, so mens moet mooi dink. As jy vir jou debiteur afslag gee, of hulle stuur goed terug, word hulle skuld meer of minder?
hulle skuld gaan minder word. Dis hoekom gaan ons aan ons kredietkant werk. So jy gaan sê 2025 Julie die 31ste en nou gaan jy daar sê debiteerde afslag. DOJ 7 en dan gaan jy die bedrag, hierdie totaalse bedrag van 2700 oorboek. OK. Nou dat jy dit hierso het, nou gaan jy dit hier by jou debiteerde afslag ook doen. Onthou, jou afslag wat jy gee word meer, so dis hoekom gaan ons dit aan ons debietkant doen, in elk geval hierso is aan sy kredietkant, so dan moet hy daai kant aan sy debietkant wees. So 2025 Julie die 31ste. By besonderhede gaan jy nou weer sê debiteerde kontrole, want dit kom ook in jou debiteerde kontrole rekening. DOJ 7 en dan is die bedrag daar weer 2700. So dit is basies hoe om jou debiteerde afslagsjoernaal en dan jou oor te boek na die algemene grootboek toe. Onthou, debiteerde afslag is 'n nominale rekening, koste van verkoop is 'n nominale rekening, want albei is uitgawes.